Dot en die kangeroe. Dot verdwaal. Dit was 'n groot haas met helder oë wat Dot van die plaas weggelok het. Sy was in die tuin tussen die blomme toe dit skielik voor haar opspring. Sonder om na te dink, volg Dot dit deur die hek en in die rigting van die bome. "Moenie te ver gaan nie," roep haar ma deur die kombuisvenster. "Dis maklik om in die bosse te verdwaal." Maar elke slag gaan die haas staan, dan kyk hy 'n slag na Dot voor hy verder spring. En elke slag gaan Dot agterna. Toe, met 'n reuse sprong, verdwyn die haas. Dot kyk om haar rond. Die struike en bome lyk oral dieselfde. Sy hardloop en hardloop, sy moet tog by die huis uitkom, maar dit help nie. Sy het verdwaal. En dit word donker. Sy sit haar hande voor haar oë en begin huil. Toe sy opkyk, staan 'n groot grys wyfie kangeroe 'n paar meter of wat van haar af. Die kangeroe hou haar kop skeef, kyk tot 'n oomblik aan, spring toe weg en keer met 'n klomp helderkleurige bessies terug. Dot vee haar oë aan haar rok af, neem die bessies en eet hulle. Toe gebeur iets baie vreemds. Sy kan oral geluide hoor, soos 100 verskillende stemme wat gelyk praat. Maar 'n ander stem is duideliker en harder as die res. "Ek het dadelik geweet wat makeer," sê die kangeroe troostend. "Ek voel al ellendig van dat ek my baba kangeroe verloor het. Jy het ook iets verloor, né?" "Wel, nie eintlik nie," mompel Dot. Sy wonder nog steeds of sy droom. "Dis eintlik my ouers wat my verloor het. Ek het verdwaal." "Ah," sê die kangeroe. "Dit gebeur maklik met mense. Maar waarheen wil jy gaan?" Dot lag. "Huis toe natuurlik." "Dis nes mense is," sê die kangeroe. "As jy maar een huis het, sal jy dit natuurlik verloor. Maar as jou huis oral is, sal jy dit nooit verloor nie. Mense kom nie in die bosveld goed reg nie." Dot luister nie mooi nie. Sy dink net daaraan hoe honger en dors en verlore sy voel. "Nou ja," vervolg die kangeroe, "jy's maar 'n baie klein mensie. Dis seker nie regtig jou skuld nie. Jy's seker dors ook. Ek word ook dors as die son sak. Klim in my buidel, dan gaan ons na die watergat. Ek sal jou probeer help om jou huis te kry." Dot kom oorent en klim in die kangeroe se sagte buidel. Toe die groot dier wegspring, wieg Dot in die knusse sak. Sy voel so tuis dat sy 'n deentjie neurie. "Dis 'n mooi wysie," sê die kangeroe. "Maar nou moet jy ophou sing. Ons kom na by die watergat." Dot loer uit en wens toe dat sy dit nie gedoen het nie. Die kangeroe is besig om verskriklik vinnig by 'n steil helling af te jaag. Aan weerskante is groot rotse en dit lyk of daar nêrens 'n vasdrapplek is nie. Dot maak haar oë toe. Die kangeroe kan enige oomblik struikel en dan stort hulle in die dieptes af. Maar die kangeroe maak nie 'n enkele fout nie. Eindelik kom sy by 'n groot plat klip wat reg oor die watergat hang. Die oppervlak van die klip weerkaats die fonkelende sterre. Die sagte pote en sterte van kangeroes wat kom water drink, vryf hierdie klip al duisende jare blink. Die kangeroe wil net van die klip afspring toe 'n bosduif na haar roep. "Kangeroe, roe, roe, pas op, hier was gisteraand mense en hulle het 10 van ons doodgemaak. Ons het kom water drink, net 'n bietjie. Toe wag hulle vir ons. Nou is ons te bang om weer te drink. En ons is so dors."
bewe van vrees toe sy die duif se aaklige woorde hoor. Maar die kangeroe tree moedig vooruit, steek haar swart snoet in die lug en snuif. Daar's nie 'n geluid of 'n reuk nie. Ek dink dit is veilig. Klim uit, klein mensie, en wag hier terwyl ek seker maak. Dot klim by die buidel uit en die dapper kangeroe hop siekies tot by die water. Dot is doodbang. Sien nou jagters met skerp spiese lê vir die kangeroe en wag. Is dit dalk hulle wat in die riete langs die water beweeg? Of net die paddas? Die kangeroe hou nie op met drink nie. Vanaand ten minste is die watergat veilig. Met 'n gedreun van klein vlekkies vlieg honderde voeltjies verby hulle om by die watergat te kom drink. Hulle bly nie lank nie, maar vlug haastig in die bosse terug. Dot is net so bang soos hulle. Sy hardloop vinnig na die water, drink 3 monde vol en naal terug na die rots waar die kangeroe wag. Spring in, sê die kangeroe. Dis nooit verlang by die watergat veilig nie. Die mense ken al ons drinkplekke. Onder die helder sterrehemel snel die kangeroe met groot spronge voort. Dot lê lekker gerieflik in haar buidel. Eindelik bereik hulle 'n grot. Hier raak die twee spoedig op die droë sanderige bodem aan die slaap. Toe Dot die volgende oggend wakker word, weet sy dat gevaar dreig. Toe sien sy dit. 'n Groot swart slang lê op haar maag opgekronkel en die kangeroe is weg. Dot se hart bons. Sy durf nie beweeg nie. Toe hoor sy skielik 'n skellige lag van buite die grot. Moenie bang wees nie, Sê 'n stem. lê net stil, ek sal die slang doodmaak. Dot draai haar kop versigtig. Buite die grot sit 'n groot wit kookaburra op die tak van 'n boom. Sy lang skerp snavel is oop asof hy grynslag en hy sê fluisterend: Wat 'n grap. Liewe land, baie snaaks. Die kangeroe het vir jou bessies gaan haal om te eet, sê die kookaburra. Sy het my gevra om 'n oogie op jou te hou, maar die skelmhouslang het by die grot ingeglip toe ek die wit uil oor my maagpyn gaan raadpleeg het. Maar wat 'n grap, né? Wat 'n grap. Op daardie oomblik begin die slang oor Dot se kaalbeen seil. Die dogtertjie bly roerloos lê. Stadig beweeg dit na die bek van die grot. Toe die slang buite kom, swiep die kookaburra grond toe en gryp hom agter sy kop. Die slang kronkel en sis van woede, maar hy kan nie wegkom nie. Die kookaburra sleep dit in die boom op. Klap, klap, klap. 3 maal slaan die groot snavel die slang teen die boom. En daar lê dit dood teen die tak. En jy gesien? Wat 'n grap. Dot sitter. Maar die voël is nog besig om sy vriende te vertel wat gebeur het toe die kangeroe terugkom. Sy betug die kookaburra dat hy die slang by die grot laat inkom het en lei Dot na 'n ander plek waar sy die dooie slang nie kan sien nie. Toe maak sy haar buidel leeg. Dit is vol blomknoppies en bessies. Die vreemde kos smaak heerlik. Baie dankie, sê Dot. Maar ek wil so graag by die huis kom. Wel, ek het almal gevra wat ek ontmoet het, sê die kangeroe en hou haar kop skief. En hulle stem almal saam dat net een dier sal weet waar dit is. O, en wie's dit? Wel, almal sê ek moet die eendbekdier vra. Dink jy hy sal weet? Vra Dot. O ja, ek dink so. Toe vertrek Dot en die kangeroe om die wyse ou eendbekdier te gaan soek. Word in deel 7 vervolg.